Ek wil vir Annelien, Gert, jy en jou span, vir almal van julle wat so hard werk in die terrein, vir julle baie dankie sê vir die moeite wat julle gedoen het. Dit lyk regtig baie mooi. Ons is baie dankbaar vir julle. En dan geliefdes, wil ek graag vir ons voorbereiding doen en dink aan die wat swaar kry. Ons dink veral vanoggend aan Adel Supra, oom Kobus Smoek, Sonja Slebush, Margrieta Els, oom Norman en tannie Rina Best, Margaret Fourie, Richard Henry. Jy sou sien, hy was in 'n baie groot karongeluk so rukkie terug. Hy is nou terug by die huis. Ons is dankbaar daarvoor. Dit klink my sy operasie het ook goed gegaan. En dan ook vir tannie Alta en oom Theo Pastorius. En dan het ek so ook nou gister uitgevind, Len se broer, Len Meiberg se broer is ook oorlede. So Len, Gerda, julle gesin, ons dink aan julle en ons bid ook vir julle. Kom ons raak stil, geliefdes, en bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, dankie dat ons U mag nader met al ons seer en bekommernisse. Ons kom erken en bely dat alles, Here, verlaat ons. Niks help eintlik nie. Daarom roep ons U naam aan. Want as daar een heilige God is, dan is dit U. Want U kan ons help, lei en krag gee. Sonder U is ons niks, maar net breekbare potte. Maar U, Here, is die een wat ons optel. Ek bid vir die wat swaar kry, wat ly en wat ook so die dood in die gesig moet staar, dat U hulle sal help, genees en ook versorg. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Broers en susters, ek het dit nou al baie keer gesê in my bediening en ek sê dit nou weer. As daar een ding is wat 'n dominee het in 'n kerk, is dit 'n groot klomp moeders. So vanoggend wil ek in besonder vir al die moeders in hierdie kerk wil ek vir julle sê gelukkige Moedersdag. Baie dankie vir alles wat julle vir my beteken. En ek het al baie huise ingestap en sê die tannies vir my, jy is soos 'n seun vir my. En dan raak my hart vol. So ek wil vanoggend net begin om vir julle almal te sê gelukkige Moedersdag. En dan in besonder, as ek mag vanoggend hier van die kansel af, ek weet my ma luister al my preke, wil ek ook vir haar net vanoggend sê gelukkige Moedersdag. Ek het dit goed gedink vanoggend om iets op te dra aan al die moeders voordat ons met ons erediens begin, om net so my wyse vir julle ook dankie te sê. Helen Steiner Rice is 'n bekende Amerikaanse en Christelike digter en sy het 'n pragtige Engelse gedig geskryf vir moeders, wat ek dink iets oordra van wat 'n ma ook is. En so ek hoop u sal dit ook waardeer. So ek dra hierdie op aan al die moeders en ook dan nou in besonder my ma en ook die mamma wat daar my kinders grootmaak. Dit lees dan so: A mother's love is something that no one can explain. It is made of deep devotion and of sacrifice and pain. It is endless and unselfish and enduring, come what may, for nothing can destroy it or take that love away. It is patient and forgiving when all others are forsaking, and it never fails or falters, even though my heart is breaking. It believes beyond believing when the world around condemns, and it grows with all the beauty of the rarest, brightest gems. It is far beyond defining, and it defies all explanation, and it still remains a secret like the mysteries of creation. A many splendid miracle man cannot understand, and another wondrous evidence of God's tender guiding hand. Vir al ons moeders se liefde,
wil ons baie dankie sê vir elkeen van julle. Geliefdes, as julle dit ook so sal toesien, dat ons nou op hierdie wyse ook vir ons moeders dankie sê, wil ek vra dat ons dan vir hulle ook vanoggend die seën sal toebid. So kom ons staan en vir al ons moeders sing ons dan die seënbede, lied 268. Jy kan sommer so bly staan en dan groet ons ook vanoggend die Here. Kom ons groet hom met 'n blye hart. Ons sing saam lied 159. God is hier teenwoordig. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here Jesus, ons verlosser en redder. Ek is die goeie herder, ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus ons verlosser, en ook so deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons teens met sy seën gegroet. Laat ons met die blydskap daarop antwoord deur lied 199 loof die Here uit die hemel uit te sing.
Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoerom som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op? En een van hulle, die wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer versterk. Meneer, wat vra hy? Wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely en met die sing van Lied 235 vers 1, loof die Here uit die hemel. Broers en susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 en 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing lied 503, Jesus rots op my vir ewig.
Geliefdes, laat ons nou ons gedagtes op die Here rig en sy woord. En soos ons onsself voorberei om uit sy woord te lees, ons sit net so en dan sluit ons die oë. Hemelvader, Here Jesus Christus en Heilige Gees, God drie-enig, ons loof U naam. Die klippe roep U naam uit, die son, maan en sterre in die hemelruim. Die engele derduisende, miljoene, miljoene, sing en loof U naam. En U gemeente loof en prys U, aanbid U Here. Elke knie sal buig en elke tong sal erken, o Heer, dat U ons God is, dat U ons verlosser is, ons saligmaker. Maar Heer, hoe sou ons dan kon sing, soos een stem U naam uitroep, as ons nie iemand het, wie ons sal lei nie? Ons almal dink op een of ander manier, o Heer, dat ons die regte pad tog volg. Ons almal hoop en glo dat ons tog U wil sal nastreef. Maar hoe sou ons dit doen sonder om na Jesus Christus te kyk? Ek vra Here nou met 'n diepe sin van afhanklikheid en met 'n hart vol hoop, dat U elke lidmaat vanoggend en elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat U hulle gedagtes nou ten volle op U sal rig. Dat hulle oë sal rig op die een wat hulle sal lei. Op die ware en waardige lam, die een wat was en wat is en wat kom. Here, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit 2 tekste uit en ons fokusteks kom al hoofsaaklik uit Kolossense uit. Kolossense is 'n boek wat ek glo in ons gemeente 'n groot rol nog gaan speel. Dit is 'n boek wat ek in die volgende tyd beoog om deur te werk en saam met u hoofsaaklik na al die tekste in Kolossense te kyk en dat ons saam kan verstaan waaroor dit gaan. En ek is seker soos wat die tyd aanloop sal u agterkom, sal u besef hoekom hierdie teksgedeelte so belangrik vir ons gemeente sal wees. Nou, vanoggend lees ons uit Kolossense 1. Ons lees spesifiek vanaf vers 3 tot en met vers 14. En dan lees ons ook van Openbaring, en Openbaring 5 vanaf vers 9 tot 14. Die gedeelte uit Openbaring, net vir die eie kennisname, is wanneer Johannes dan nou so in die hemel opgeneem word en hy sien die troon van die Here waar almal rondom die troon staan en die Here aanbid. En dan sien hulle hierdie boekrol. En daar is 7 seels op hierdie boekrol en Johannes begin om te huil. En hy wonder, wie sal hierdie seels kan oopmaak? En dan ons teksgedeelte is die gemeente, die gemeente daar in die hemel wat sing van die enigste een wat waardig is. So kom ons lees ons gedeeltes vanoggend. Kolossense 1 vanaf vers 3. Dis Paulus wat hier praat en vir ons dan die volgende sê, dit lees so. Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Jesus Christus en julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word, en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik, net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei. Gebeur dit ook by julle van die dag dat julle van God se genade gehoor het
en dit leer ken het, soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker, en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy liefhet. Deur die Seun het ons verlossing verkry, die vergewing van ons sondes. Tot sover uit Kolossense. Openbaring vanaf vers 9, hoofstuk 5 vanaf vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het, uit elke stam en taal en volk en nasie. Toe het ek rondom die troon van die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep. Die lam wat geslag was, is waardig om die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te ontvang. Die hele skepping, alles wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê, aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle ewigheid. Die 4 lewende wesens het gesê, Amen. En die ouderlinge het gekniel en God aanbid. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend, geliefdes. 'n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.
Wat julle sopas gehoor het, is die Stellenbosch Universiteitskoor, wat gelei word deur deur die ene Andrei van der Merwe, as ek dit mooi kyk, ding by plek verleer. Ja, Andrei van der Merwe. En hierdie Andrei is 'n dirigent en sy koor doen fantasties, sing pragtige liedere. Nou, buiten die mooi Engels stemme wat u vanoggend gehoor het van hierdie pragtige koor, wil ek vir u iets baie belangrik uit hierdie stuk vra. Wat is dit wat u in besonder opgeval het toe u dit gekyk het? Buiten net dit wat u gehoor het, wat het u gesien? Sien geliefdes, hierdie is 'n pragtige lied, die Ave Verum Corpus, dis 'n pragtige Latynse gebed, wat bid oor die Here Jesus en vir hom dankie sê vir die verlossing wat hy vir ons gebied het aan die kruis. Maar wat vir my meer opgeval het, is die ongelooflike beeld van hierdie koor. Daar's drie dinge in besonder wat my werklik getref het. Die eerste ding wat my opgeval het, is dat Andrei deur die hele musiekstuk stil is. Hy maak nie een geluid nie. Hy mimiek dalk hier en daar iets met sy mond, maar hy sing nie saam die koor nie. Soms kan jy sien, is sy oë heeltemal toe. Hy sien hulle nie eers nie. Tog is daar hierdie engelstemme wat hom volg. Die tweede ding wat my opval, en ek wonder of u dit raak gesien het, is die baie duidelike fokus van elke lid van die koor. Hulle oë is totaal en al vir die hele lied gefokus op Andrei die dirigent. Nie een oomblik haal hulle oë van hom af nie. En volg die leiding wat hy gee. Die derde opvallende ding hiervan is die feit dat Andrei al die praatwerk met sy hande doen. Die musiek begin met die beweeg van sy hande. En derentyd is dit sy hande wat die musiek aan die gang hou, wat die musiek bestuur en ook in stand hou. En dit is ook sy hande wat die musiek tot 'n einde bring. En in alles wat hy doen met sy hande, is daar een ding wat vir my uitstaan. As die koor nie die handbewegings ken nie, as hulle dit nie verstaan nie, hoe sou hulle dit kon volg? 'n Koor wat nie saam kan sing nie, val uit mekaar uit en val plat. Maar dit is in die handbewegings en die ken van die dirigent wat maak dat hulle kan sing. Van die vroegste tyd af, wat ons weet van kore, is dit wel, weet as daar nie, so 709 is die eerste koorleier of die dirigent aangestel, wat sê van 'n man wat ons ken as Pericaides, en hy het 'n koor laat optree van duisende, en met hierdie stokkie, die beweging van die stokkie, die koor gelei om te doen soos wat hy vra. Wat vir my treffend is, wat ek dink u moet van kennis neem, is dat met die voorbereiding van enige groot orkes of enige koor, in die voorbereiding en die beplanning daarvan is almal besig om met hulle eie manier en hulle eie instrument aan te gaan, en dit klink soos chaos, maar die oomblik wanneer daardie dirigent die groep bymekaar bring en hy begin om te lei met die handbewegings en met wat hy vir hulle aandui, dan is hulle een.
een stem. Nou ek noem hierdie dinge en wys vir julle hierdie dinge, omdat ek glo dit is juis die diepste beeld om oor te dra wat Paulus vir ons in Kolossense hier wil sê. Sien, Paulus was nooit eintlik in Kolossense nie. Hy het eintlik nog nooit daarheen gereis nie. Maar dit is een van die gemeentes wat hy die meeste na opgekyk het. Hierdie brief wat hy aan die Kolossense skryf, is ook so saam met hom, saam met Timoteus geskryf, en hy skryf hierdie brief in besonder om in die eerste plek vir hulle dankie te sê. En meerendeels ook om vir hulle te bid. En dit is hoe ons teksvers vanoggend begin het. Maar om hierdie gebed en hierdie dankwoorde te verstaan, moet mens verstaan hoe die gemeenskap in besonder hier gelyk het. Die gemeente in Kolosse het gefunksioneer in 'n gemeenskap wat baie kosmopolies was. Dit was 'n groepering van mense wat meer geleerd was. Hulle was nie soseer mense wat in die veld elke dag gaan werk het nie. Hulle was meer die ouens met 'n tipe van 'n universiteitsgeleerdheid en dies meer. En in hierdie gemeente weet ons dat daar verskeie stemme na vore gekom het. Want daar het 'n vraag hier ontstaan. Die vraag was, ons glo in Jesus, maar is dit al? Is dit al wat ons moet doen? Is dit werklik so eenvoudig? Sien, want in hierdie gemeenskap het daar begin om sekere dwalinge plaas te vind. En wat ons in die teologie noem sinkretisme. 'n Sinkretisme kan maklik verduidelik word. Dit is doodgewoon net so groot, as jy nou dink aan potjiekos, nê. Dis so groot pot, 'n mengelpot vol verskillende oortuigings, teorieë, filosofieë en godsdiens. Dit is wat in hierdie gemeente ontstaan het. Sommige het gesê, jy kan God tevrede stel deur om in Jesus te glo, maar jy moet ook die wette van die Jodendom nakom. Baie noukeurig die wette van Moses nakom, en jy moet Jesus aanbid. Dan is jy reg. Dan is daar die wat gesê het, nee, jy kan Jesus en die ander gode daar buite aanbid. En meeste van hulle kom op dieselfde ding neer. Dat jy op 'n manier Jesus kan gebruik, om op 'n manier tevrede stel, dat hy van jou hou, en dat hy jou sal seën. Was nie 'n vreemde gebruik in hulle tyd gewees nie. Jy moet net verstaan hoe dit daar werk. Sien, die gode waaraan hulle gewoond was tipies soos vrugbaarheidsgodinne. In die vrugbaarheidsgodinne het jy jou offers voorgebring, en as jy jou offers vir hulle gebring het, dan het dit gereën. So jy het hom tevrede gestel, en dan bring hulle vir jou die reën, en dan gaan alles goed. En so het hulle gedink, kan hulle met Jesus maak. Maar Paulus het hierdie gemeente fyn dopgehou. Hy sit in gevangenskap in die tronk in Rome heel waarskynlik, en hy hoor van hierdie gemeente wat so vas glo. Hy sien dat hulle is 'n gemeente wat werklik waar die Here aanbid. Nou in ons teksvers vanoggend het ons hierdie volgende woorde gelees. En ek wys dit weer vir u. Vanaf vers 4 hoor ons hierdie woorde: omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word, en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid, die evangelie aan julle verkondig is. Nou hierin hoor ons wat Paulus vir hulle sê en bid, en die Here voordank. Hy bid vir hulle en sê, ek bid vir die Here en sê vir hom dankie, omdat hy hierdie 3 dinge gehoor het. Dat hulle geloof het,
dat hulle liefde het en dat hulle hoop het. En hierdie 3 dinge is soos die musikale instrumente van die hemelse koor. Van die hemelse orkes wat saam gaan speel. En as Paulus hierdie dinge uitlig, dan wil hy vir hierdie mense sê, hierdie is wat julle het. En omdat julle hierdie instrumente besit, omdat julle daarvan kennis neem, behoort julle aan hom. En mag julle deelneem aan hierdie koor. Nou dit is wonderlik, is dit nie? Wens ons kon soms soos Kolossense wees. Dat Paulus so iets van ons gemeente sou sê. Sou kon sê dat julle wat vanoggend hier voor my sit, julle besit die instrumente wat nodig is vir die hemelse koor. Geloof, hoop en liefde. Nou hierdie is alles goed. En hierdie is waardige dinge om te besit. Maar ek stel u die vraag wat ek nou ook baie duidelik gestel het. Wat help dit u besit die instrumente van geloof, hoop en liefde? Wat help dit u kan die note sing, maar u ken nie die dirigent nie? Sien geliefdes, waarby ek wil uitkom vanoggend, en waarop al hierdie dinge neerkom, is dat ons as gelowiges in Jesus Christus is deur hom verlos en het reeds alles ontvang wat ons nodig het om die oorwinning te behaal. Sien, ons hoef nie te twyfel of wat moet ons doen of waarheen moet ons gaan of watse wette moet ons nakom om by God uit te kom nie. Paulus is baie duidelik in hierdie gedeelte. Paulus sê, hy sê vir ons, deur Jesus Christus, deur Jesus is ons verlos van die sonde. Hy het ons weggeruk uit die duisternis. Ons is weggeruk uit die duisternis uit en so daarom is ons vry. So wat moet ek en jy dan nou doen? Nou geliefdes, ek wil vir u sê, daardie pragtige sang wat ons gehoor het, daardie lied in Openbaring 5, is vir jou en my beskore. Daardie lied wat sing van die waardigheid van die lam en die lof wat aan Jesus Christus toekom. Ek het dit spesifiek vir u gelees, want sou u dit kon indink dat ons eendag ook so daar in die koninkryk van God sou kon staan. En saam met die hemelruim en saam met die engele, derduisende, miljoene, miljoene, en saam met alles wat is en was, sal sing van die heerlikheid van God. Maar hoe sou ons sing in daardie hemelse koor, as jy nie die dirigent ken nie? Sien waarop dit neerkom vir Paulus, is dat jy kan al hierdie dinge hê, maar jy moet Christus Jesus ken. Jy moet nie net die note kan sing nie, jy moet hom kan volg. En so ja, jy is verlos, volwaardig verlos. Jy het alles wat jy nodig het om die koninkryk van God te beerwe. Alles. Jy hoef nie rond te spring en te dans. Jy hoef nie allerlei dinge te sê of te doen om dit te verdien nie. Jy hoef nie uit te gaan en allerlei vreeslike dinge daar buite te gaan doen om te bewys watter tipe gelowige jy is nie. Jy het dit reeds gekry, verniet. Maar die vraag van Kolossense is,
Wat help het, jy word verniet by hierdie koor ingelaat. Maar jy kan nie die koorleier volg nie. En jy ken nie die lied nie. Sien, in Johannes 10, dan hoor ons Jesus 'n soortgelyke ding sê. Jesus praat van homself as 'n herder, né? En dan sê Jesus die volgende. Hy sê, dit verseker ek julle. Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en die veiding kry. 'n Dief kom en steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder, sê Jesus. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. 'n Huurling is geen herder nie, en dit is nie sy eie skape nie. En Jesus sluit af met hierdie woorde. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. As jy nie die dirigent ken nie, as jy nie kennis neem van die herder nie, dan sal die dief en die wolf in jou kraal inkom en kom steel. Jy sal buite die harmonie van die hemel wees en jy sal buite die ritme van God se koninkryk sing. Almal dink hulle doen reg. Almal kan sê ek glo. Almal kan sê my hoop is in Jesus en probeer om so ver as moontlik ander mense lief te hê. Maar as jy dit het, vra ek jou vanoggend, wat help dit as jy nie die dirigent ken nie? Ons geliefdes wat vanoggend hier is, ons is die wat leef eintlik in die voorbereiding van 'n toekomslied. Daar's 'n toekomslied wat kom. En Paulus sê vir ons, om hierdie toekomslied te kan sing, moet ons in hierdie tyd, terwyl ons nog hier op aarde is, en wag om die koninkryk van God in te gaan, moet ons die Here leer ken. Hy sê, hier is dit in ons teksvers, ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Hoor julle dit? Deur te doen net wat hy verlang, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur die wonderbaarlike krag julle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Ons neem deel aan die koor van Jesus Christus. Daardie engele koor wat u van hoor in Openbaring. En hierdie tyd, die tyd terwyl ons wag vir Jesus Christus om terug te keer, om weer terug te kom om sy kinders te kom haal, hierdie tyd is die tyd waar jy die dirigent leer ken. Is dit nie 'n goeie manier om te leef nie? Is dit nie 'n baie duidelike waarskuwing nie? Die waarskuwing sê, jy is welkom daar in die koor, daar by die troon van die Here. Jy is welkom om daar te kom sing saam met die engele.
maar moet tog nie daar gaan staan as jy nie die dirigent ken nie. Want jy gaan jouself en die ander in verleentheid stel. Gaan lees jou Bybel, geliefde kind van die Here. Ondersoek die woord van God. Lees van Jesus en hoe Jesus geleef het. Leer hom ken en sy dade, sy manier en sy geaardheid. Volg die Heilige Gees en die Gees se leiding in jou lewe. Leer in die kerk hier die woord van die Here. Moenie wag vir die tyd om verby te gaan in 'n kerk erediens nie. Moenie dink hoe lank gaan dit nog vat nie. Nee, hier leer jy hom ken. Neem dit met baie erns op. Meer ernstig as enigiets in jou lewe, met meer erns as jou eie lewe self. Want wanneer die hemelse koor tog sing, wanneer die Here Jesus in sy heerlikheid terugkeer, dan moet jy die dirigent ken. Die dirigent is die Here Jesus Christus, wat sy lewe afgelê het, sodat ek en jy die ewige lewe mag ingaan. So nou, geliefdes, nou het u gehoor, dat die dirigent is hier, en sy handbewegings het begin. Kyk, luister, fokus, en maak seker, dat wanneer die Here terugkom, jy jou Here ken. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here Jesus Christus, daar is niemand wat ons beter wil leer ken as U nie. Alles wat ek is, alles wat ek was, beskou ek as waardeloos. Al wat ek smag, o Heer, is om U te ken. Gelyk te word aan U dood, sodat ook ek gelyk kan wees aan U opstanding. Daar is niks meer in die heilige en die ewige lewe. Niks meer waardevol as om U te ken nie. Kom neem ons lewe in. Kom vul ons tog met U Gees. Stuur ons weer in hierdie kerkgebou in. En help ons om ons gedagtes volledig te rig op U. Sodat ons kennis kan toeneem. En sodat wanneer ons in daardie hemelse koor sou sing, daar in die engelekoor wat sing van die waardigheid van die Lam, dat ons daar, o Heer, ook kan weet, dat wanneer ons dirigent, ja Here U, Here Jesus Christus, wanneer U die bewegings maak, wanneer U ons leer hoe om te leef en wat om te doen op hierdie aarde, dat ons dit sal ken, dat ons sal weet hoe om te leef. Ek bid in nederigheid, Here, dat U ook hierdie gemeente so sal lei, dat ons U ken, met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele liggaam, wil ons U beter leer ken. Amen. Broers en susters, kom ons sluit af vanoggend en ons sing saam 'n lied tot eer van die Here. Kom ons sing saam lied 308. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en susters, net so 'n paar enkele afkondigings voor ons uitmekaar uitgaan. Die 11de Mei is Anquin van Rensburg se verjaarsdag, baie geluk met jou verjaarsdag. Die 13de Mei is Barend Smit se verjaarsdag, baie geluk Barend ook met jou verjaarsdag, ek sien hy so daarbo. En die 16de is Maritjie Kreer en ook Waldo Oosthuizen se verjaarsdag. Baie geluk en mag die Here vir julle wonderlike nuwe lewensjaar gee. Ekskuus? Christof wat ook ons getroue kameraman en alles daar agter is. Christof, baie geluk ook met jou verjaarsdag en jy word 21. Jy is nou amptelik 'n groot mens. Baie geluk Christof ook met jou verjaarsdag. Dan geliefdes, op ons kalender vir die week, soos jy weet, vandag is Moedersdag en baie dankie dat julle my ook vanoggend daardie geleentheid gegee het om 'n paar woorde te spreek. Die 13de, dit is Dinsdag, het ons weer Bybelstudie om 9:00 en dan is die NASV het 'n vergadering die 14de ook 9:00 die oggend. Dan geliefdes, as jy vir my kan aangaan, ek wil so lank begin om vir u te vra om ons bazaar bekend te maak. Ek weet meeste mense behoort te weet wanneer ons nou al bazaar hou, maar asseblief, u sal hierdie boodskap ook so in die week ontvang. Deel dit, stuur dit uit. Ons bazaar is die 7de Junie. Asseblief kom neem deel. Indien u nog nie 'n plekkie het waar u ietsie kan doen of kan bydra nie en u wil graag diensbaar wees, asseblief kom maak 'n draai by ons, kom maak 'n draai by die kantoor en ons sal vir u ook help. Baie dankie vir almal wat al reeds begin het om voorbereidings te doen. Ons vra julle ondersteuning om hierdie bazaar ook 'n sukses te maak. Ons weet, met hierdie eeufees, hierdie 100 jaar, gaan ons 'n groot en wonderlike bazaar hê. Kom ons maak die meeste daarvan. Kom ons maak hierdie bazaar die beste een nog. Dan geliefdes, ons het ook dan nou van die 20ste en die 21ste Mei het ons pastye te koop. Hulle berei pastye voor teen R15. Dis die prys reg. R15 vir die pastye. En asseblief kontak vir Annetjie Dreyer, jy het haar vanoggend gesien die voorlees. Haar nommer is daar op die bord. Ons sal dit ook vir u aanstuur en ook tannie Hannetjie in die kantoor indien u bestellings wil maak. Dan geliefdes, onthou dat dit ook ons eeufeesjaar is. Neem asseblief kennis daarvan dat net die week na die bazaar sal ons eeufeesvieringe plaasvind. So asseblief neem kennis ook daarvan. Dan geliefdes, vanoggend skink Samaria vir ons tee en dan volgende week is dit Wyk Emmaus. Baie dankie vir julle en mag die Here julle ryklik seën. Al die moeders, onthou asseblief om julle geskenkies ook by die kinders te ontvang. Totsiens.